Goeiedag en welkom by NG Vera Park se digitale bediening. My naam is Corneil Jacobs. Ons kyk hierdie week saam na Johannes 12 van vers 20 tot by vers 36. Ons gaan ook as jy nog nie het nie, kan jy gaan kyk na die Bybelstudie gedeelte hieroor. Nou daar is basies 5 temas in hierdie storie wat volg in hierdie perikoop en hierdie paar verse van vers 20 tot by vers 36. Ons begin met 'n mate van 'n inleiding van hierdie behoefte van Grieksprekendes wat by Jesus wou uitkom, en ek het meer daaroor gesê in die Bybelstudie oor wie hierdie groep is, waar hulle vandaan kom en ook die simbool wat dit het, hierdie groep wat kom van die weste en die parallel met die wyse man wat gekom het van die ooste, spesifiek in die konteks van die uur van Jesus se dood. So julle is welkom om 'n bietjie daarna te gaan kyk tydens die Bybelstudie. So ons het hierdie inleiding van die Grieksprekendes, hierdie mense wat 'n behoefte het om by Jesus uit te kom. Die tweede tema is hierdie uur wat aanbreek. Dit is Jesus se dood wat uiteindelik aangekondig word, hierdie immanente gebeurtenis en die fokus wat as gevolg van dit skuif na die disippels toe, dit wat Jesus vir hulle wil leer oor die waarde en die betekenis van dit wat gaan kom, hierdie uur wat aangebreek het. Die derde enetjie, die derde tema wat ons in hierdie gedeelte raak sien, is die verheerliking van Jesus deur die Vader, daardie baie belangrike oomblik van God die Vader wat Jesus verheerlik in sy gehoorsaamheid aan die dood. Wat ons sien in hierdie gedeelte. Die vierde tema is uiteindelik die betekenis van Jesus se lewe op aarde, dat hy ons kom wys het hoe om 'n goeie volgeling te wees, om 'n kind van die lig te wees en 'n koninkrykskind te wees. En ons gaan regtig daarop fokus, op daai vierde tema van hoe kan ons Jesus se nalatenskap, sy legacy en ook ons aandeel in ons identiteit in Christus uitleef, hoe hierdie gedeelte ons kan help om dit te verstaan op 'n praktiese manier in ons lewe, en dit is waarna ons vandag gaan kyk. En dan nou die laaste tema, die feit dat die lig net nog 'n kort rukkie by hulle gaan wees. So in vandag se video is die vraag wat ons vra is, wat beteken dit om 'n volgeling van Jesus te wees? En ons gaan 'n bietjie onderskeid maak tussen om 'n aanhanger te wees van Christus en om 'n volgeling te wees van Christus, en wat die verskil is daartussen om 'n aanhanger te wees en 'n volgeling te wees. En die tweede vraag wat ons vra is, as ek nou sê ek is 'n volgeling van Jesus, wat is die implikasies daarvan? Met ander woorde, hoe verander dit my lewensoriëntering? En ek praat nie nou van lewensoriëntering, die vak wat ons op hoërskool het nie, maar my oriëntasie, die manier waarop ek my lewe inrig, oriënteer. Wat is die implikasies daarvan as ek sê ek is 'n volger van Jesus? En dan uiteindelik, wat is die vrug daarvan? As ek nou sê ek is 'n volger van Jesus, ek verstaan en ek aanvaar die implikasies en ek oriënteer my lewe om 'n volger te wees van Jesus. Wat is die vrug daarvan? Hoe lyk dit? Wat is die effekte daarvan? En net so vinnige spoilers, die effekte daarvan is Jesus wat verheerlik word en nie ons nie. So ons gaan 'n bietjie daarna kyk vandag. So kom ons lees die gedeelte saam. Ek gaan die 2020 hierso vertoon, en voordat ons lees, kom ons bid en ons sê dankie vir die Here dat ons vandag uit sy woord uit by mekaar kan wees. Hemelvader, dankie vir die voorreg wat ons het om 'n gemeenskap van gelowiges te wees, dat ons hierdie platform het en deelbronne het om hierdie platform te kan bring, dat ons ook so daardeur bedien kan word deur die woord, dat U ook daardeur U woord versprei in die wêreld. Ons gebed vandag, Here, is dat U ons harte sal kom sag maak, dat ons hoorbaar en leerbaar sal wees, sodat ons die woord wat ons vandag hierso ontvang, ook kan gaan uitleef in ons lewens en in die wêreld daar buite, tot eer en verheerliking van U naam alleen. Amen. Daar was 'n aantal Grieke onder die mense wat gekom het om op die fees te aanbid. Hulle het toe vir na Filippus gegaan, wat van Betsaida in Galilea was, en hom gevra, meneer, ons wil Jesus sien. Filippus het toe vir Andreas gaan vertel, en toe gaan sê Andreas en Filippus dit weer vir Jesus.
Maar Jesus antwoord hulle: Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Amen, amen. Ek sê vir julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel. Maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Wie sy lewe liefhet, verloor dit, maar wie sy lewe in hierdie wêreld gering ag, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, laat hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienskneg ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is my siel ontsteld. Wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar ek het tog juis met die oog op hierdie uur gekom. Vader, verheerlik U naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom. Ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê 'n engel het met hom gepraat. Jesus het geantwoord: Hierdie stem het nie ter wille van my gekom nie, maar ter wille van julle. Nou het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. Nou sal die heerser van hierdie wêreld uitgedryf word. En as ek van die aarde af verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê om aan te dui watter dood hy sou sterf. Die skare het hom toe geantwoord: Ons het uit die wet gehoor dat die Christus vir ewig bly. En hoe sê u dat die Seun van die mens verhoog moet word? Wie is hierdie Seun van die mens? Jesus het toe vir hulle gesê: Nog 'n kort tydjie is die lig by julle, terwyl julle die lig het, leef daarvolgens, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis leef, weet nie waarheen hy gaan nie. Terwyl julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan wees. Toe Jesus dit gesê het, het hy weggegaan en hom van hulle onttrek. Net tot sover. Hierdie gedeelte nooi my en jou uit vandag waar ons hom lees om onsself te vra: as ons daar was, as ons saam met die disippels daar gestaan het en hierdie woorde van Jesus gehoor het, wat vir ons die implikasies vir ons verduidelik van sy dood. Wat duidelik in die teks staan, hierdie verheerliking het gekom ter wille van julle, die fokus wat skuif na die disippels, ons wat leef in die era van die getuienis. Wat beteken dit om 'n volgeling te wees? So kom ons begin met die woord volgeling. Volgeling impliseer beweging. Jy kan tog nie iets volg wat nie beweeg nie, nê. Nou, beweging is verskriklik belangrik vir ons geloof en vir ons godsdiens. Ons kan nie stagneer nie. Want as ons sê die teenoorgestelde van beweging is stagnasie, dan is stagnasie die ding wat ons geloof laat kwyn. Wat baie keer gebeur is wanneer ons vorentoe begin beweeg in al ander aspekte van ons lewens, begin ons stagneer in ons geloof. En dan is dit eers wanneer ons begin om moeilikheid te ervaar in ons lewens, wanneer daar een of ander ding met ons gebeur, dan ewe skielik begin ons beweeg in ons geloof. Maar ons word hier uitgenooi om volgelinge te wees van Jesus wat nooit ophou beweeg het nie. As jy net 'n bietjie gaan kyk na Jesus se lewe, hy het die heeltyd beweeg. Hy het nie stil gestaan en gesê, goed, hier is ek, kom ons sit 'n kerk op 'n hoek op iewerste en die mense gaan na ons toe kom en nee, hy het die heeltyd na die mense toe gegaan. Hy was die heeltyd aan die beweeg. En as ons gaan vra om 'n volger te wees, dan beteken dit ons moet ook beweeg in ons godsdiens, ons moet beweeg in ons geloof. Ons kan nie stagneer nie. As ons gaan kyk wat gebeur het wanneer die volk stagneer het, nê? As ons gaan kyk na Israel, toe hulle stagneer het, ophou beweeg het, daar 'n tempel gebou het en mure gebou het, het dit begin sleg gaan met hulle. Dit is wanneer die pap op die grond begin val het. So die vraag wat ons moet vra uit hierdie gedeelte is, as ons 'n volgeling wil wees van Jesus, wat is dit wat keer dat ons beweeg in ons geloof? Wat is die goed wat keer dat ons groei in ons geloof en in ons godsdiens? Waar eindig die gemak van ons toewyding? Dit is die vraag wat ons vir onsself moet vra in hierdie gedeelte. As ons bietjie verder dink oor hierdie woord volgeling, en ek gaan nou aspressie Engels gebruik, follower of following. As jy gaan kyk na sosiale media op Instagram, op YouTube en so aan, as jy 'n video of iets sien van iemand, ek het 'n bietjie daaroor gepraat ook in die preek uit Johannes 10 uit, maar die opsie wat jy het is, jy het 'n button waarop daar staan follow. Jy kan hierdie persoon of hierdie kanaal
volg. Met ander woorde, jy gaan saam met hulle, jy beweeg saam met hierdie kanaal. So as ons daai beeld moet gebruik, dan moet ons onsself vra, kyk ons net na hierdie inhoud? Is ons net iemand wat jy weet, ons lees ons Bybel, ons kyk wat doen Jesus, ons is aanhangers, of is ons werklik volgers? Want jy kan die video kyk, jy kan hierdie video kyk, sonder om te subscribe, sonder om te follow. Jy kan dit net consume, jy kan dit net gebruik, nê? En baie keer is dit dieselfde met geloof. Ons consume dit net, ons gebruik dit net, maar ons is nie werklik volgers wat saam met God beweeg in die wêreld in nie. En ons moet baie seker maak dat ons daai onderskeid vasmaak vir onsself in ons lewens. Dit is anders om 'n aanhanger te wees as om 'n volger te wees. Dink bietjie aan 'n musiekgroep. Kom ons vat byvoorbeeld U2 of Coldplay of Neil Diamond of wie ook al. Baie keer sal hierdie groepe op toer gaan, nê? En dan kry jy mense wat hierdie musiekgroep sal volg op toer. Reg deur die jaar gaan hulle waar hulle gaan. Dit laat my ook dink aan die pragtige verhaal van Rut, nê? Toe Rut moes afskeid neem van haar moeder, wat sy sê, nee, waar u gaan, sal ek gaan. Daar waar u aanbid, sal ek aanbid. U God is my volk, u volk is my volk. Dit is die verskil tussen 'n volger en 'n aanhanger. So as ons vra, maar as ons volgelinge van Jesus wil wees, dan vra dit ook vir ons, wat is ons bereid om op te offer, nê? As jy 'n musiekgroep wil volg op toer deur die wêreld, het jy nogal baie dinge wat jy moet opoffer om werklik 'n volger te wees. So wat is die dinge wat jy moet opoffer wat jou keer om werklik 'n volger te wees? Dit is een van die vrae wat hierdie gedeelte ons uitnooi om uiteindelik te vra. Nou, hoe word dit gemeet? Hoe weet ek is 'n volger van Jesus? Hoe word dit gemeet? En die antwoord daarvoor is, dit word gemeet deur lojaliteit. Hoe lojaal bly jy aan God? Hoe lojaal bly jy as 'n kind van die lig? Selfs en veral wanneer dit nie goed gaan nie, in tye van duisternis. Ons lojaliteit en ons geloof word getoets. Ons sê baie keer, ons geloof word getoets. Nee, ons lojaliteit word getoets. Ons toewyding word getoets, wanneer ons deur tye van beproewing gaan. So hoe lojaal en hoe toegewyd bly jy in jou geloof en in jou godsdiens? Dit is die maatstaf van 'n ware volgeling van Jesus. Nou is die volgende vraag is, wat is die implikasies? So sien wat hier gebeur is, Jesus praat met Filippus en Andreas en hy verduidelik vir hulle wat nou gaan gebeur, wat gebeur het, en wat die implikasies is van dit wat gaan gebeur vir hulle as disippels, as volgelinge. En wat is dan nou die implikasies van om 'n volgeling te wees van dit wat hierna gaan kom? En wat Jesus hier uiteindelik opsom is om te sê, hy sê, wie sy eie lewe wil behou, gaan dit verloor. Maar wie dit opoffer, sal die ewige lewe verkry. So wat dit basies op neerkom is, die implikasie van om 'n volger te wees, beteken om nie jou eie lewe te prioritiseer nie, soos wat Jesus sy lewe opgeoffer het en nie gekies het om dit te behou nie. Nou dit maak ons 'n bietjie ongemaklik as ons eerlik moet wees. As ons moet dink, maar ek moet my lewe opoffer. Ek moet my lewe opoffer. En baie keer kry ons hierdie gevoel van, okay, so ek mag niks vir myself doen nie, ek mag niks vir myself koop nie, ek mag nie gelukkig wees nie, dit mag nie lekker gaan nie. Dit is gewoonlik wat ons hoor as ons hierdie goed lees, nê? Maar dis glad nie wat die teks staan nie, so in die teks staan nie, so hoekom hoor ons dit? Hoekom hoor ons ek moet myself straf as ons iets lees soos wie sy eie lewe wil behou, sal dit verloor? En dan dink ons gewoonlik daaroor net in terme van materiële, oppervlakkige goed, in terme van oppervlakkige opofferings, terwyl hierdie teks ons uitnooi na 'n baie dieper plek van volgelingskap af. So hoekom? En ons het by die Bybelstudie het hierdie vraag opgekom van, so beteken dit as ek nou hierdie lees goed, ek mag niks vir myself doen nie, ek mag nie my lewe geniet nie, ek moet alles prysgee, ek moet alles opoffer, ek mag nie gelukkig wees nie as ek 'n volgeling van Jesus wil wees. Dis gewoonlik wat ons hoor, al staan dit nie. So hoekom hoor ons dit? Hoekom hoor ons hierdie teks so? Ons moet verstaan hoekom ons dit so hoor as ons verby dit wil kom. Nou, daar's 'n paar redes daarvoor.
Daar's 'n paar goedjies wat ek net wil uitlig. So die konflik wat ons het as ons hierdie teks lees, ten spyte van die feit dat dit nie in die teks staan nie, is as gevolg groot en deels van die tyd waarin ons leef. Ons lewe in 'n tyd van, en nou gaan ek 'n groot woord gebruik, politieke polarisasie. Okay, wat is dit? Ons lewe in 'n tyd van uiterstes en absolutisme, nê? Gaan dink veral in die invloed wat die Amerikaanse ideologie het, die politieke polarisasie daarso. Jy's of links of regs. Daar's nie 'n tussenin nie. Hierdie uiterstes van swart en wit, reg of verkeerd, jy's reg of jy's weg. Baie van ons dink so en baie van ons dink so oor die lewe en oor die wêreld. En as gevolg van hierdie uiterstes lees ons 'n teks soos hierdie so. Ons lees dit op grond van ons wêreldoortuiging van dis net die een of die ander. As jy jou lewe opoffer, mag jy nie gelukkig wees nie, of jy behou jou lewe en jy kan goed vir jouself doen. En dit is hoe ons hierdie teks dan nou lees met ons wêreldse bril. Ons moet daai bril afval, ons moet ons skoonmaak want dit is nie wat die teks ons uitnooi nie. Dit nooi ons uit na iets baie dieper en groter en geestelik as materiële opofferings. Okay. In die tweede plek, ons sukkel vandag verskriklik baie met selfversorging. En met dit saam het baie van ons is ons diep afhanklik van ander mense se opinies. Okay. As jy byvoorbeeld net gaan dink aan die era van sosiale media waarin ons leef, nê? As jy gaan kyk na die comments op video's, enige iemand kan enige iets sê oor enige iemand en meeste van die tyd is dit net nie mooi goed nie. Ons is baie meer geneig, as jy by 'n restaurant was en jy het lekker geëet, teenoor jy by 'n restaurant is en jy het nie lekker geëet nie. Die kanse is baie groter dat jy by die slegte ervaring 'n slegte review gaan los as wat jy by die goeie ervaring 'n goeie review gaan los. Dit is ongelukkig die tyd waarin ons leef. Ons is baie meer ingestel om die negatiewe goed raak te sien, om die negatiewe goed te sê as om die positiewe goed uit te lig. En ons moet waak daarteen, hè? Want om 'n volgeling van Jesus te wees, soos wat hierdie teks vir ons sê, is om 'n kind van die lig te wees. Wat beteken ons moet die positiewe en die goeie goed uitlig, nie aanhamer op die negatiewe goed nie. So dit is 'n uitnodiging en 'n uitdaging vir ons ook. En iets wat hierdie teks ons mee konfronteer, is om te vra, maar waar versprei ek die lig? Waar sê ek 'n positiewe woord en nie 'n negatiewe woord nie? Waar lig ek die positief uit en nie die negatief nie? Jy weet, ons is nou 'n rukkie terug bietjie op vakansie gewees en ek het net eerlikwaar gevoel, ek het net besluit ek gaan nie foto's op my WhatsApp status sit nie. En die rede is net ek is so bang van wat mense gaan dink. Ek erken dit. Ek is ook 'n kind van my tyd, ongelukkig. Nee, dat ons leef in 'n wêreld waar ons so bang is vir die opinies van mense. O ja, kyk nou weer hoe lekker gaan dit daar. Jy weet, ons het hierdie, die Engelse woord is 'n disposition, nê? Hierdie worsteling van as ek nou vir my gaan en 'n splinternuwe mooi hemp gaan koop en bietjie goed voel oor myself, wat gaan ander mense daarvan sê? En as gevolg van hierdie manier van dink, is dit vir ons baie moeilik om selfsorg toe te pas. En dan sal ons baie keer na 'n teks soos hierdie kyk en dit juist so interpreteer. En selfs eerbou daarop om te sê, maar kyk hoe wonderlik is ek, want kyk hoe min het ek. Nee, ons pronk met hierdie amper, ek wil amper so ver gaan as om te sê dit is 'n martelaar syndroom. Ons pronk ons martelaarskap. Wanneer ons gaan en sê, maar kyk hoe swaar kry ek want ek gee alles weg, nê? En dan verheerlik ons onsself daardeur. Hierdie teks roep ons na een ding toe. Dit roep ons om Jesus te verheerlik. Dit is waaroor 'n lewe gaan wat opgeoffer word. So wanneer hierdie teks ons uitnooi om ons lewe op te offer, om nie ons lewe te wil behou nie, maar om dit op te offer, soos daai koringkorrel, onsself in die grond te gaan gooi, roep dit ons tot 'n nuwe oriëntasie. Nie om onsself te verheerlik nie, maar om Christus te verheerlik. So ons oriëntasie, die manier waarop ons ingesteld is, hierso is 'n ingesteldheid om God te verheerlik in dit wat ons sê, dink en doen.
Nie 'n oppervlakkige materiële welstand teologie wat ons baie keer so verkeerdelik kan raak lees in hierdie teks nie. Nee. Ons moet werklik en daarmee sluit ek af. As ons moet vra, as ek as 'n goeie volgeling vrug wil dra, dan gaan ek my lewe oriënteer na die welstand daarvan om lig in die wêreld in te bring, om positief te wees, om goeie dinge te sê, om anders te wees as die wêreld, om 'n video te like eerder as om nie te like nie, om 'n woord van inspirasie en hoop te deel en genade in plaas van oordeel. Soos wat ons gesê het in laasweek se video, nê? In plaas daarvan dat ons oordeel, kom ons wees genadig. In plaas daarvan om te kyk en iets sleg te sê van iemand, om te probeer verstaan hoekom ons so na hierdie persoon kyk. Dit gaan oor 'n verandering van oriëntasie. En dit is iets wat ons uitgenooi word mee in hierdie teks, om Jesus te verheerlik met ons lewe hier op aarde. Nie ten koste van myself nie, net dink aan die grootste gebod. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons vergeet daai jouself baie keer, nê? So, hoe kan ek lig skyn? Hoe kan ek genade gee? Hoe kan ek hoop gee vir 'n wêreld daar buite om God te verheerlik, nie om myself te verheerlik nie. En dit is waaroor dit hierso gaan. Dat wanneer ek goeie dinge doen, wanneer ek lig in die wêreld instraal, doen ek dit nie om myself te verheerlik nie. Ek doen dit om God te verheerlik. Okay. Nou wil ek net afsluit met 'n tipe van 'n praktiese beeld. Weer eens en hierdie ek vertel nou hierdie storie. Hoor my hart. Nie om myself te verheerlik en te sê hoe oulik ek is nie, maar net om 'n beeld te gee, net om 'n metafoor te gee van hoe ons toegewy kan wees aan dit wat hierdie teks ons na toe roep op 'n praktiese en eenvoudige manier. Sonder dat ons dit bewustelik gedoen het ek en Estie 'n ding begin doen dat wanneer daar iemand is by ons huis wat een of ander vorm van werk kom doen, of dit ons bediende is wat 2 keer 'n week kom, af en toe dalk 'n tuinwerker, as dit iemand is wat elektriese werk kom doen, of plumbing werk, of wat ook al dit mag wees, dan maak ons vir hulle kos. Dit is 'n waarde wat ons handhaaf in ons huishouding. Maar hier's die catch. Ons maak vir hulle dieselfde kos wat ons vir onsself maak. Dit is nie dat ons een of ander 3 dae verouderde of vir 3 dae lank kook aan 'n pragtige lambout. En ons eet daarvan, maar die bediende kry 2 minute noedels nie. Nee. Sy eet saam met ons aan die lambout. So was daar donderdag iemand of woensdag of donderdag in die week. Was daar iemand by my huis om 'n nuwe trekkingsisteem in my kar te kom installeer. Ek het 'n groot pan shakshuka gemaak en ek het na hom toe gegaan en ek het vir hom en vir die bediende dieselfde goeie kos gegee as wat ek vir my en vir Estie gemaak het. Daar was nie onderskeid of 'n oordeel ding daar gewees nie. Dit was om hierdie is maar net 'n storie om iets te deel van om jou naaste lief te hê soos jouself. Jy verheerlik nie so verheerlik ons God wanneer ons werklik met eenvoudige dade soos dit ander mense bedien, nie ten koste van onsself nie, maar om hoop in die wêreld op so 'n manier in te straal. So uitnodiging vir hierdie week. Hoe kan jy lig in iemand se lewe skyn? Dink aan een persoon vir wie jy iets kan gaan doen, iets kan gaan gee. Dit kan so eenvoudig wees soos om kos te maak. Daar's regtig nogal iets daarin as jy een van jou bakke opoffer, want jy weet vir 'n feit jy gaan nooit daai bak terugkry nie, maar om net vir iemand kos te vat. Net iets eenvoudigs soos dit te doen. Gaan doen dit. En op so 'n manier skyn nie lig en verheerlik God daardeur. Kom ons vra die Here om ons hiermee te help. Hemelvader, ons gebed is hierdie week een van eenvoud. Help ons om te sterf in onsself, sodat ander meer van U in ons kan sien. Ons bid dit in nederigheid en in afhanklikheid. Amen.